Goeiemôre. Ek wil net seker maak dat die klank reg is. Kyk, daar is daarom twee dinge wat 'n mens opgewonde kan maak die tyd van die jaar. Toe ek vanoggend by die venster uitkyk, die mense oorkant. Hulle is nou vir daai ouens wat by die see gaan sit en dink aan die kerk. Dit is 'n goeie ding, hoor. Hulle die kindertjies met die surfboards in en dit lyk nie te lekker. So die weer is lekker. Dit aan die ander kant, ons is in die Kerstyd. Kerstyd is altyd 'n tyd wat ons fees vier. En ek weet daar's baie dinge wat gedoen word, bome wat opgemaak word. En dis 'n tyd wat ek dink baie vrouens veral. Ek weet dis meestal 'n vroue ding, maar ek sien daar's baie mans wat maar ook op die lere klim en dan die liggies om die huise sit. Maar dit is goed dat ons dit doen. Dat ons een keer 'n jaar soort van net die lewe vier. Dat 'n mens ook hierdie ding het kom tot rus en geniet dit net. Ek dink dit is belangrik om dit op die wyse ook te kan doen. Nou, ek wil die afkondigings gou so vinnig net afhandel. En dit is dat in die eerste plek Tersia verjaar hierdie week, die tweede, dis Dinsdag. En Emmy sê, nee nou toe ek van vra wat haar verjaarsdag is, toe sê sy verjaar elke dag, jy soos ek. Ek dink verjaarsdag is 'n bevestiging, hoor, van die feit dat jy lewe. Dis hoekom maak elke dag 'n verjaarsdag vir jouself. Sorg dat jy jouself bederf, doen wat lekker is. En Tersia, ons hoop dit sal vir jou ook 'n baie mooi nuwe jaar wees. Dis nie net Tersia nie, Dominee Marie se vrou, Corlia verjaar ook. Ek dink dit is Woensdag as ek dit reg het. Ons sê sommer vir haar ook in haar afwesigheid baie geluk daarmee. En dan wat die ander afkondigings betref, julle moet onthou, volgende Sondag is ons Kerssangdiens. Dis regtig 'n baie besondere diens, nie net in die sin dat ons dit bietjie anders te inrig nie, maar ek wil nou al vir julle sê dat die boodskap, die Kersboodskap gaan 'n nuwe tydperk in ons gemeente inlei van wat die Here baie sterk op ons hart lê. So ek wil regtig vir julle vra, moet dit nou nie mis nie. Dan Dominee Gawie is vanoggend in Katanning. Ons dink ook aan hom in die bediening wat hy daar het. En dan as ek net dink ook, daar's nou iets anders wat ek dalk vergeet het. O ja, voorbidding. Kyk, dit is ook 'n ding wat maar altyd swaar op my hart lê. As 'n mens bewus word daarvan dat nie almal is gesond nie. En die wat siek is, partykeer weet ons nie eers daarvan nie. Maar ons aanvaar dit so van selfsprekend dat ons gesond kan wees. Maar die Here is daar en ons wil regtig vir almal wat op die stadium nie so lekker voel nie, net sê ons dink aan julle en vertrou dat julle ook gou beter sal wees dan die Lis. Ons dink ook aan Jan en Chris en Geraldton. En dan die ding wat ek nou eintlik by wil uitkom, is dat ons het vandag ook ons kategese afsluiting en dis maar eintlik net 'n geleentheid om erkenning te gee aan die kinders wat deur die jaar, ook wanneer hulle by die eredienste was, die kategese kon bywoon. Maar ek wil ook hier noem dat van volgende jaar af gaan ons baie meer in 'n vennootskap met ouers die kategese bedryf. Dis eintlik maar net die kategese gaan 'n ondersteunende bediening word in ons gemeente om daar te wees vir ouers om hulle kinders geestelik op te voed. En ons gaan volgende jaar baie sterk daarmee werk. Ek wil net vra dat Elise, jy en Wynand gou net intussen na vore kom. En dan wil ek sommer eerstens kom ons begin by die groepie 7 tot 11 jaar. Ek wil net vir Meerney, as jy hierso, sy kan na vore kom, Demi Lee, Isabel, Denise en Kylie. Kylie is daai kant. Ja, julle kom staan daar by oom Wynand se kant. En dan die groter kinders, die 10 tot 14 jaar groep, is dit Johan, kan jy na vore kom, Zelise, Imke, en dan ook Inge. Ek hoop nou nie, ja. Ja, so is dit vir jou. So ons wil sommer vir hulle dan, eerstens, julle kan maar vir hulle dit uitdeel soos wat julle dit het, en net, ons sê vir hulle baie geluk daarmee, julle moet nou nie weghardloop, bly net staan so, hoor. Kan ek ook vra dat die belydenisklaskinders, dit is Ethan, Anneke, Lara en Nicole, julle ook kan na vore kom gou.
En ek wil vra, ekskuus, ja, kan hy net gou ook kom? Dit is mos Chris Bosch. Hello, kom gou ook na vore asseblief, jong. En Marcus, kom jy ook somme? Het ek nie sy naam gelees nie, ons nie vir hom 'n sertifikaat nie. OK, ons gaan vir jou, kom hierdie kant toe, dit is net, daar sê. Hy moet net na die tyd gou na my toe kom, hoor, dat ons dit net so doen. OK, ek wil ook sommer net gou gee net vir hom hierso ook hierdie, dis vir julle twee daarso. Daar's vir julle ook daarom ietsie. En Ethan, dit is vir jou, dis Nicole, let's see, Anneke, en daar is vir julle ook. O ja, julle kry hierdie ook. Dit is, die betekenis daarvan is maar ook in lyn met die diens van vandag, en dit is dat die Here by ons is, oral waar ons is, en ons moet nie bang wees nie. Terwyl hulle so hier voor staan, julle kan net so 'n bietjie na die daai toe. Kom ons staan en dan sing ons laat Heer U seën op hul dae. Ons sing dit 2 keer vir hulle. Laat Heer U seën op hul dae. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U sien oor al gebied. Laat Heer U seën op hul dae. U guns uit Sion al bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer U sien oor al gebied. Ek wil net, dan voordat hulle gaan sit, ons wil ook vir die kategete, dis nou Wynand self, Elise en ook Nicoline wat nie vandag hier is nie, in hulle afwesigheid baie dankie sê vir 'n jaar se getroue liefde en omgee vir hierdie kinders. Nou kan julle gaan sit. Baie dankie, hoor. Jy sal sien die tema van vandag is dat wanneer 'n mens by 'n punt kom waar jy voel jy nie meer kan nie, dat jy moet dan altyd onthou dit is Jesus wat vir jou vashou. En ek wil hê dat ons moet vandag verstaan hoe hou die Here vir ons vas. Dat ons weet dat as daar daardie oomblikke, ons almal beleef dit in ons lewe, as dit in jou lewe kom, dat jy sal weet dat die Here daar is. Maar ek wil hê jy moet weet hoe is hy daar vir jou. Nou, hierdie jaar was 'n moeilike jaar vir baie van ons gewees. Ons weet van mense wat baie siek geword het. Ons weet van mense wat oorlede is. En ek weet daarom ook as 'n mens hierdie Kerstyd ingaan, dan is daar ook hierdie gevoel van moedeloosheid partykeer, dat jy uitgeput en oorlaai is. En ons weet dat Jesus het gesê, juis, maar as jy so voel, kom na my toe, want ek sal vir jou rus gee. En so terwyl ons sit, voordat die Here uit sy woord uit dan vir ons sal leer wat dit beteken dat hy die een is wat by ons is, wil ek vra dat ons hierdie saam bid om vir hom te vra, Here, kom nou en kom raak my aan deur u woord en deur die Gees. As ek stil word om by u te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek u hart hoor,
verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees. As ek U hartloop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. Nou in Psalm 91, ek wyk so 'n bietjie af van ons gewone fotum, maar daar's 'n rede voor. Ek gaan later in die erediens verwys na hierdie Psalm en hoekom ek dit tot vandag toe nog onthou, maar hierdie Psalm begin deur te praat van Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Ek wil graag vir jou weer lees. Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Geliefdes, julle moet weet dat die Here vir julle lief is, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons gaan net een loflied sing, en dis 'n baie bekende ene. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ons
Dis hy, julle kan maar sit. Kom ons bid saam. Onse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, as daar een ding is wat ons almal van bewus is, dan is dit dat U ons volkome, volmaak, volledig, dat U ons in Jesus liefhet, dat U ons deur Jesus verlos het, 'n nuwe lewe skenk, weer eens volkome, volledig, volmaak, dat U ons U kind gemaak het, volledig, volkome, volmaak, dat ons met U versoen is, al is ons nog gebroke mense, volkome, volledig, volmaak. Here, want die liefde wat U vir ons het, word nie in stukkies opgedeel nie. Dis nie groot en klein nie, nie min of meer nie. U liefde is volledig, U genade is volledig. Ons kan net dankie sê daarvoor en Here gee dat ons deur dit te verstaan iets sal weet van wat dit beteken dat U vir ons vashou in 'n lewe waarin ons dikwels so worstel, dikwels ook ons eie vrae het in ons eie gemoed waarop ons nie altyd antwoorde het nie, maar dat ons nie kan vertrou om ook deur daardie omstandighede vir ons vas te hou. En leer vir ons, hoe bly ons staande in so 'n wêreld? En wat verander ons om die omstandighede en selfs ten spyte van daardie omstandighede met vreugde en blydskap te kan lewe? Here, dis wat ons anders te maak as ander mense. En ons bely teenoor U dat ons meestal in ons lewe vind dat ons mismoedig en moedeloos op moedselose vlakte is sonder dat ons besef dat U die een is wat vir ons vashou. Daarom gee dat ons elkeen, as ons ook hier uitstap vandag, hierdie woord sal weet wat dit beteken, soos Petrus dit verstaan het, dat U vir ons vashou en vir ons liefhet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ek wil begin deur te sê, kyk as julle na die prentjie kyk, dit is maar net 'n uitbeelding, maar ek wil hê julle moet dit in gedagte hou, want dit is maar iets wat 'n mens baie keer vir jouself visualiseer, as jy ook vir die Here sê, Here, hou my vas. Julle weet dat daar's daardie tye in jou lewe wat jy nie woorde het oor wat om te bid nie. Paulus praat daarvan in Romeine 8, ons weet nie wat en hoe ons moet bid nie, maar die Heilige Gees pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat ons hart ken, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit ooreenkomstig die wil van God vir ons as gelowiges. Dis hoe Paulus daarvan praat. En dit wat Paulus van praat is hierdie prentjie, dat selfs in die tye wat ek nie woorde het nie, ons dink baie keer gebed is woorde, gebed is baie keer nie woorde nie, dis net om vir die Here te sê, Here, U ken my hart, U ken my lewe, U weet hoe seer ek het, U weet hoeveel vrae ek het, en ek weet nou al, ek gaan op die meeste van daai dinge nie eers antwoorde kry nie, maar ek wil hê U moet vir my vashou. Nou weet julle, iemand wat dit moes verstaan het, was Petrus gewees. Petrus, hy is baie vroeg in sy lewe as 'n jong man deur Jesus self geroep, daar toe hy by die see van Galilea vis gevang het, en hy moes omtrent hier in die omgewing van 20 jaar oud gewees het, weet ons, en natuurlik het hy die visnette gelos, ons wonder baie keer hoekom, dit was omdat Jesus bekend was, as 'n rabbi wat anders te leer as die ander rabbies, en as jy die geleentheid sou kry om 'n student of 'n disipel van 'n rabbi te wees, jy sal alles los. Hulle was nie geleerd nie, Petrus was nie 'n geleerde nie, hy was 'n visserman, maar dit was harde werk. Ek dink dis nog 'n rede hoekom hy maar die visnette gelos het, want dit was nie lekker om vis te vang in daai tyd nie, hoor. Moenie dink Petrus het vir hulle self gevang nie. As jy hierdie reeks The Chosen kyk, dan is dit baie duidelik ook in die konteks dat die Joodse vissers is verplig om vir die Romeinse keiser, vir Caesar, vis te vang. Hulle moes belasting betaal. Hulle moes vis, as hulle nie vis vang nie, het hulle baie swaar gehad. En dis hoekom, dit was nie 'n lekker werk nie. En dis waarom hulle so bekommerd was as hulle nie vis kon vang nie. En hier kom Jesus en hy wys vir Petrus, die eerste ding wat hy vir hom wys is, man, vis is nie die probleem nie.
gooi jou net in die ander kant in en hulle vang toe baie vis. Maar kom jy en volg my en ek sal jou 'n visser van mense maak. Dit was wat Jesus vir Petrus gesê het. Maar op hierdie pad met Jesus het daar iets met Petrus gebeur. Hy het gesien dat hierdie Jesus is anderste. Hy is nie net rabbi nie. En Petrus het tot geloof in Jesus gekom. Nou, hierdie geloof in Jesus is iets wat ons moet regtig verstaan. Dit beteken, kyk, ons glo mos in baie dinge. Maar om te glo in Jesus beteken jy weet wie hy is en jy weet wat hy kom doen het. En Petrus, toe Jesus op 'n stadium vir hulle as disippels vra, die mense sê ek is Johannes die Doper en ander Elia, maar wie sê julle is ek? Toe sê Petrus, u is die Christus, met ander woorde die Messias, die een wat moes gekom het. Maar hy eindig nie net daar nie. Die volgende woorde wat hy sê, soos dit vir ons opgeteken is wat, ek wil sê, juis die ding is wat ongewoon is, wat 'n mens nie sou verwag nie. Hy het gesê, u is die seun van God. Nou dis 'n ongewone belydenis. En dis op grond daarvan dat Jesus toe vir hom, Petrus, dis nie omdat jy so slim is, dat jy dit uitgedink het nie. Dit is deur die Vader aan jou geopenbaar, dat jy kan weet wie ek is. So het Petrus tot geloof gekom. Maar ons weet dat net na hierdie belydenis, die volgende plek waar Petrus se geloof getoets word, is waar hy soos die rabbi wil wees, en wat hom besiel het, weet ons nie. Maar waar hy uit die boot uit geklim het, daardie aand met die storm, toe hulle Jesus op die water sien loop het, en hy sê, Here, maar as u op die water kan loop, wil ek ook op die water loop. En toe weet ons wat het met Petrus gebeur, toe hy uiteindelik uit die skip uitklim, hy dadelik uitgesink, toe hy die golwe sien, en toe gesê, Here, maar red my, en Jesus het dadelik hom toe uitgetrek, en toe sê, Petrus, waarom so ongelowig? En dan weet ons, en dit is miskien vir my die mees aangrypende rakende Petrus se geloof. Een aand, toe Jesus vir hulle vertel wat voor lê, toe sê Jesus vir hom, Petrus, jy gaan my verloon. Jy gaan my 3 keer verloon. Hy sê toe, maar Here, selfs al sou die ander u verloon, ek sal u nooit verloon nie. En toe sê Jesus vir hom, Petrus, voor die haankraai sal jy my 3 keer verloon, maar, en luister nou hoe mooi is dit, ek het vir jou gebid, dat jou geloof, wat jy bely het so tydjie terug, nie sal ophou nie. Trouwens, deur jou sal jy ander bemoedig om te kan glo. Dis wat Jesus vir hom sê. En ons weet toe, dat net daarna het Petrus inderdaad Jesus verloon. En die moment wat opgeteken vir ons is, wat vir hom diep geraak het, was die oomblik nadat hy die 3de keer Jesus verloon het, en in Jesus se oë gekyk het. Dis toe hy omgedraai het en bitterlik gehuil het. En wat vir ons sê is, hierdie geloof in Jesus was 'n diep persoonlike, intieme verhouding met Jesus wat hy gehad het. En dis nie waar die evangelies eindig nie. Want by die see van Galilea, daarna dat Jesus opgestaan het en aan die disippels verskyn het, het hy mos saam met hulle vis geëet op die strand. En toe vra Jesus vir Petrus 3 keer, Petrus, het jy vir my baie lief? Meer as die ander hier. En dis waar Petrus toe weer begin huil en sê, Here, maar u ken alles, u weet dat ek u lief het, meer as die ander. En Petrus se geloof in Jesus was vir hom alles. Sodanig dat toe die Heilige Gees uitgestort is, was hy die een wat nou moet julle onthou waar hy begin het. Hy was maar 'n ou visserman gewees. 'n Jong mens wat Jesus begin volg het. Bietjie ouer, nog steeds in sy 20's, staan hy voor 'n skare op.
en sê vir hulle, Jesus is die Christus, die een wat sou kom, wat in 'n kruis vir julle sondes gesterf het, en dat die Here vir julle lief het, meer as wat julle ooit sal kan begryp of verstaan. En 'n klomp mense het hulle harte vir die Here gegee. Maar die tyd toe Petrus hierdie brief geskryf het, toe dit sleg gegaan. Dis die tyd 64, 62 tot 64 na Christus. In daardie tyd is die Christene, is hulle vervolg. Maar dat iets erg gebeur, ek weet nie of julle weet nie, maar Rome het afgebrand 64 na Christus. En Nero het die Christene beskuldig daarvan, terwyl die geskiedsskrywers beweer Nero het self Rome aan die brand gesteek, omdat hy kwaad was, omdat hulle hom nie geld wou gee, om vir hom 'n luukse paleis te bou nie. Toe brand hy Rome af, sodat hulle hom geld moes gee. Maar wat hy doen is, hy beskuldig toe die Christene en sê, julle is die mense wat hierdie stad in die brand gesteek het. En toe breek 'n verskriklike vervolging uit. Hulle het die Christene, en dit word gesê, met teer aan pale vasgemaak, teer gegooi en aan die brand gesteek, as straatligte in die aand. Hulle het die Christene in 'n dierveld toegemaak, en in daai arenas, die Colosseum gegooi, en gekyk hoe lank dit 'n dier sou vat, 'n leeu sou vat, om hulle uit daardie velle te skeer. En natuurlik het die skare geskree, dat dit was vir hulle verskriklik om dit te sien, maar dit was vir hulle ook lekker om te sien, wat is die Christene, wat die brand gestig het. Nou julle kan verstaan, dat in hierdie tyd van haat, teenoor die Christene, leef hulle. Hulle was vreemdelinge, die gelowiges, is regtig swaar gekry. Hulle was vreemdelinge gewees, en daarom het hulle gevlug na Pontus, en die plek wat ons nou gaan lees, en dit is die ou Turkye dit is Turkye van vandag, en dit is in daai plekke, waar hulle ook as slawe in die huishoudings moes dien. En die ergste, hulle is bespot oor hulle geloof. Hulle is gesê, daar's vir hulle gesê, julle dink dat Jesus gou gaan terugkom. Hy gaan nie terugkom nie. En julle glo in een God, terwyl daar's baie gode, julle is eintlik bejammeringswaardig. Maar in daardie tyd kom Petrus nou. En dan skryf hy vir hulle oor hoe Jesus vir hulle vashou. En ek wil vir julle sê, dit is so belangrik dat ons moet verstaan, dat deur ons lewe, ons gaan deur hierdie moeilike tye gaan. In jou persoonlike lewe, ons gaan onder regerings leef wat nie altyd doen wat reg is nie. Dit sal altyd so wees, dit was in Jesus se tyd so, deur die geskiedenis so. Maar om 'n kind van die Here te wees en te bly, beteken dat jy moet begin verstaan in wie jy is. Nou voordat ek dit gaan lees, wil ek net vir julle 'n belangrike sleutel gee. Ek gee altyd vir julle 'n sleutel om 'n teks te verstaan. In hierdie eindste hoofstuk 1, net verse 17 tot 19, dit waarmee ek hierdie diens begin het om te sê, verstaan dat jy volkome, volledig, volmaak kind van die Here is. Sê Petrus die volgende, hy sê, julle glo nie net in Jesus nie, julle glo deur Jesus. Wat dit beteken is dat geloof is nie inherent my eie krag nie. Dit is 'n vermoë, 'n bonatuurlike vermoë, want julle gaan nou sien, geloof maak nie sin nie. Geloof maak nie sin nie. Ek wil graag dit saam met julle lees, net soos dit is so ek gaan die skrif oophou, want ek wil hê julle moet dit sien uit die Bybel uit. Dis vir my baie belangrik dat julle moet leer om die Bybel te dink en te oordink oor wat daar staan. Nie net sommer te lees nie. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, hy wat nou hierdie pad met Jesus geloop het, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Let op hierdie eerste kontradiksie. Uitverkorenes, maar tog 'n vreemdeling. Nou as ek uitverkore is, dan beteken dit ek is mos nou op die regte plek, by die regte mense, maar tog nie in die koninkryk nie. Uitverkore, maar 'n vreemdeling. Hoekom 'n vreemdeling?
Omdat in die wêreld gaan ons nog nie beleef wat ons eers eendag, Paulus sê ons ken ten dele, eers eendag sal ons ten volle ken, net soos die Here nou ons ten volle ken. So ons sien nie nou die volle koninkryk van God, soos wat dit eendag sal realiseer nie. Maar daarom het ons hierdie gevoel van, in die tyd waar min mense verstaan wat ons dink en glo, is ons eintlik maar soort van vreemdelinge. Soos God die Vader het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies om deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Nou, hierdie besprinkel word is die uitdrukking van Petrus sê, die Here het 'n verhouding met jou. Dit is 'n verbonds, dit is Ou-testamentiese verbondstaal die. In die taal van hierdie teks beteken dit dood eenvoudig, die Here het 'n verbond met jou gesluit. En daai verbond kan net op een manier verklaar word. Dis 'n ooreenkoms, dis 'n verhouding. Dis volkome volledig, dis volmaak. Ek wil daai 3 woorde oor en oor sê. Ons moet ophou leef as gelowiges met hierdie ding van, ek is so 'n bietjie van 'n gelowige, of ek is bietjie minder of meer 'n gelowige op ander tye en ander plekke. Dis nie waar nie. Jy is volledig kind van die Here. En dan sê hy, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Nou hierdie genade in oorvloed kan jy net beleef as die volgende nou waar gaan word. En nou gaan ek met julle wys op die kontradiksies. Die geloof in Jesus is 'n geloof wat sê dat ek glo daar's lewe in dood. Jesus het self gesê, as julle in my glo sal julle lewe, al het julle ook gesterwe. So met ander woorde, geloof beteken ek staan teenoor die realiteit van wat ek in die wêreld sien en beleef. Petrus stel dit so. Hy sê, as ons net daar verder kan gaan, Rian? Hy raak nou bietjie vas. Ek wil net hê julle moet dit sien. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood uit. En julle sal weet dat Jesus het in sy tydjie op aarde, het hy dit prakties kom demonstreer, dat die dood het nie die laaste sê oor ons lewe nie. Hy self het uit die dood uit opgestaan, maar hy het ook Lazarus uit die dood uit opgewek, net om te demonstreer, dat daar's 'n lewe meer as wat ons net sien en beleef. Daar is lewe ook in dood, en selfs al sou jy sterwe. In die tweede plek, geloof in Jesus gee hoop in smart. My eie ma het 'n boekie geskryf nadat my broer oorlede is en 'n paar jaar later my pa oorlede is, en om daai smart en te verwerk het sy 'n boekie geskryf, en haar boekie se titel was Troos in my smart. Nou, dit maak nie sin dat daar troos in smart kan wees nie, maar as jy 'n gelowige is dit nie vreemd nie. Geloof stel jou in staat om die onmoontlike in die moontlike en die onmoontlike te vind. En dit is wat ons moet verstaan. Petrus sê, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis. Julle sal sien, hy gebruik aan mekaar ook hierdie woorde. Onverganklik beteken, dis dieselfde soos Jesus sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op aarde waar mot en roes dit verniel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. En wat is daai skat? Dis die verhouding met God. Dis die skat. Moenie materieel daaraan dink nie. Dis onbesmet, dis onverwelklik, het kan nie met ander woorde nie minder of meer word nie. En hy beskryf dit as 'n erfenis. Weet julle, die feit dat hy dit 'n erfenis noem, beteken, hy praat met jou as 'n kind van die lewende Here om te sê, jy is 'n kind van 'n Vader, wat sy erfenis vir jou gaan gee. Dis nie net 'n geskenk nie, die nuwe lewe is die geskenk. Maar hierdie hoop om uiteindelik vir ewig by God te wees is 'n erfenis. En julle word ook in bewaring gehou daarvoor. Nou, hier lê die kruks van hoekom Jesus jou vashou. Want hy wil hê, hy het in Johannes 14 gesê, Vader, ek bid dat hulle wat tot geloof in my sal kom, sal wees waar ek is. Waar is hy vandag? Hy is by die Here self, by die Vader self. Hy wil hê ons moet ook daar wees.
Jy moet weet dat jou geloof in Jesus is jou krag in jou swakheid. Paulus het gesê, al is ek swak, dan weet ek juis as ek swak is ek sterk. Petrus stel dit so, en omdat julle glo, word julle deur die krag van God veilig bewaar, vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Kan julle sien dat dit is hierdie ding van, jy glo nie net in Jesus nie, jy glo ook deur Jesus. Dit is die krag van die Here self in jou, wat hy net wil hê jy moet erken. Dit is daar, hy is by jou. Al sien jy hom nie, al voel jy hom nie, al ervaar jy hom nie. En net die Here self kan jou, soos wat jy vandag hier sit, van hierdie realiteit oortuig. Geloof in Jesus. En dit is eintlik die ding wat vir ons die moeilikste is om te verstaan. Gee vir ons groei, of dit gee vir ons vorming in tye van beproewings. Hy stel dit so, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Dis nou al hierdie dinge wat ek vir julle sê, die mense van daai tyd moes deurmaak, hulle is slawe, hulle moes hoë belasting betaal, hulle het nie vryheid gehad nie, hulle is uit hulle eie gesinne vervreem as hulle in Jesus geglo het. Allerhande beproewings wat jy deurmaak, sodat, en hierdie is verskriklik belangrik, sodat die egtheid van jou geloof getoets, ons kan ook sê gevorm word. 'n Beter woord om daai woord toets te verstaan is die woordjie, dit word gevorm. God se bedoeling met 'n toets is nie om jou te laat faal nie. Sy bedoeling met 'n toets is om jou te vorm, jou te laat groei, jou sterker te maak. Maar dit gaan oor die egtheid van jou geloof in Jesus. Moenie net sê ek glo in Jesus nie. Wat is die egtheid van jou geloof in hom? Want dit is uiteindelik die kruks waaroor dit gaan, en jy sal sien daarom. So met ander woorde, die Here hou my vas. As jy net dink aan die goed wat hy nou gesê het, ten spyte van dood is daar altyd lewe in die Here. Maak nie saak wat 'n toestand daar is nie. Dat jy kan weet dat daar is troos, daar's hoop in beproewinge. Paulus sê self in Romeine 8 dat ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou verduur kan nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons eendag sal openbaar nie. Hierdie hele verhouding waarin die Here jou vashou en jou bewaar, is om jou hierdie egtheid te gee. En nou gebruik Petrus 'n beeld wat ons almal ken, die van julle wat al by die Mint was, hier in Perth is daar 'n Mint, daar ook in Suid-Afrika het ek dit self gesien. As jy goud uiteindelik mos smelt, dan kom daar so 'n swart skifsel bo. En dis gewoonlik die onsuiverhede of die afvalstowwe. En voordat hulle dan dit giet in die staaf in, word daai skifsel afgetrek, sodat dit nie deel van die goud is nie, want dit is nie. En dis dieselfde beeld wat Petrus gebruik om te sê, hy sê vir die ouens, julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kyk mooi, wat moet lof en eer waardig wees? Jou geloof. Ek dink 2 Sondae terug voor dit doen, die gawe verlede Sondag so mooi met ons gepraat het oor ons geloof in God die Vader, het ek vir julle daarop gewys dat daar's niks belangriker op hierdie aarde as jou geloof in Jesus nie. Niks nie. Maar weet julle wat's interessant? In 1 Korintiërs 13 sê Paulus, daar gaan 'n tyd kom wat geloof gaan verdwyn. Hoop gaan verdwyn. Waarom? Want eendag as die Here terugkom, gaan jy nie meer hoef te glo nie. Want jy gaan sien hoe dit is. As die Here terugkom, gaan jy nie hoef te hoop, soos wat ons geleer word om in geloof te hoop nie. Want jy gaan mos dan reeds al sien. Maar wat gaan bly? Liefde. En daarom is geloof en hoop se bestaan in ons lewe is gemik daarop om ons te leer om lief te hê. En ons moet dit raak sien. En dis wat Petrus juist nou sê,
Hy sê dat hierdie geloof, wat as dit reg geword het, bring dit 'n sekerheid. Nou as jy in jou lewe rondgeslinger word, soos 'n golf, dis 'n beeld wat Petrus ook gebruik, op die see heen en weer geslinger word, en jy het nie standvastigheid nie, dan is dit omdat jy nie sekerheid het nie. En daarom sê hy vir ons in vers 8 en 9, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. So jy moet weet dat hierdie liefde, wat uiteindelik die einddoel is iets waarin jy nou reeds deel. Die saligheid is iets waarin jy nou reeds deel. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Nie omstandighede, niks wat ons in die lewe beleef nie. En dit, sê Petrus, vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Hierdie Kerstyd wat ons ingaan, hierdie Adventstyd. Ja, daar het baie dinge die afgelope jaar gebeur wat nie lekker was nie. Baie van ons het deur moeilike tye gegaan. Maar ek wil regtig hê jy moet vandag, as jy terugkyk, wil ek hê jy moet weet die Here het jou nooit, ek sê dit vandag vir jou nooit in die steek gelaat nie. Soos Petrus sê, al het jy hom nie gesien nie, hy's daar, want hy's lief vir jou. Nou, ek wil afsluit deur vir julle te vertel in Van der Bijlpark was ek in my gemeente, was daar iemand wat in die gemeente langs aan in die Historia gemeente, ek was in Driehoek gemeente, is daar iemand oorlede, en daai predikant was op verlof gewees, so hulle vra toe vir my om die begrafenis te gaan hou. En dit is altyd vir my belangrik, as ek daarom iemand se begrafenis die woord moet verkondig van troos, dan ek ten minste dan iets weet van die persoon, en ek vra toe vir die dogter om vir my te vertel, wie was die oom wat ek moet begrawe? En sy het vir my 'n klomp dinge van hom vertel, maar sy sê toe vir my, en dit kan ek tot vandag toe onthou, sy sê toe vir my, daar's iets wat ek nie verstaan nie. Toe my pa op sterwe gelê het, dit was vir 'n geruime tydjie, ek onthou dit was 'n week of wat, het hy vir my elke dag gevra, ek moes vir hom Psalm 91 lees. Net dit. Hy het vir my gesê, lees net dit vir my. En sy het dit vir hom gelees, elke dag tot die dag wat hy sy oë toegemaak het. Ek het nie geweet wat in Psalm 91, alhoewel ek ook die Bybel ken, ek weet min of meer is 'n Psalm van troos, maar die eerste deel begin wat sê, U is my veilige bevestig, U is die God op wie ek vertrou, dis geloof. Maar dit eindig met die volgende woorde waar die Here vir jou sê, en ek wil hê jy kan dit self daar gaan lees, maar ek wil dit so verwoord dat dit is, dat jy dit ook sal hoor soos die ou oom, ek glo dit gehoor het op sy sterfbed. Dat die Here vir hom sê, omdat jy my lief het, sal ek jou red, omdat jy my ken, sal ek jou beskerm. Wanneer jy my aanroep, sal ek jou gebed verhoor, in die nood sal ek by jou wees. Ek sal jou red en jou in eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek jou gee, en oor my hulp sal jy jou verbly. En nou wil ek hê julle moet verstaan, waar was hierdie oom? Hy was op sy sterfbed. En hy het begin verstaan dat die geloof wat ek in hierdie Here het, is nie net vir 'n lang lewe hier nie, maar om vir ewig by hom te wees. En hy het vasgehou aan die feit dat die Here sê, ek sal jou nie los nie. Ek sal by jou wees en ek gaan vir jou help om, wat ook al in jou lewe sleg is en wat vir jou moeilik is, ek gaan vir jou help om dit te oorwin. Ek gaan vir jou help om op jou bene te kom. Ek gaan dit saam met jou doen, want ek het jou gemaak, en ek weet wat jou gawes en jou talente is, en ek sal vir jou maak wat ek wil hê jy moet wees. Nou, ek wil afsluit deur vir julle 'n lied, net voordat ek en Lisel na Northern toe is, het ek hierdie lied op afgekom, en hierdie lied verwoord so wat ek in my eie lewe so dikwels beleef het. Lisel sal weet, daar was 'n kruisie wat 'n vrou, wat jare daarna, op 'n tragiese wyse haarself ook opgehang het. Sy het vir my so 'n houtkruisie gemaak, met Jesus wat hierdie kruis dra,
En op daai houtkruis het ek, elke keer wanneer ek gevoel het, Here, ek is moeg. Ek weet nie meer vorentoe nie. Dis daarna wat ek op daai kruisie geskryf het, wat is dit wat my moeg maak met die datum? En agterna het ek net geskryf, H.J. H.J. het gestaan vir, help Jesus. Help my, want ek het U nodig. Daai kruisie was vol geskryf. En ek kan nie vandag vir julle sê in watter mate al daai dinge wat ek geskryf is beantwoord, is opgelos is nie, maar vandag weet ek, dis my geloof in Jesus wat my staande gehou het. En ek wil hê julle moet regtig begin verstaan dat die Here los jou nie. As jy dink jy's alleen, hy's by jou. Luister na hierdie lied. En die woorde, jy sal sien, hy praat ook van Petrus en ook van die verlore seun. Kom ons luister net daarna. Lord, I've been walking through this valley so long. The nights are heavy and my faith feels gone. I've tried to stand, but I keep falling down. Still I hear your whisper, child, I'm still around. You see the battles no one else can see. You know the pain that's breaking me. Even in the silence, you are near, holding every broken prayer and tear. Lord, I am tired, but don't give up on me. I'm holding on, though my strength is weak. I need your grace to carry me through. When I can't walk, Lord, I lean on you. You are my hope, my peace, my peace. Lord, I am tired, please don't give up on me. I've seen the fire, I've felt the rain. Still you've been faithful through every pain. You left the ashes and breathed new life. You turned my sorrow into life. Though I stumble, your mercy stays. You rewrite my story with your grace. Even when I wander far from home, your love keeps calling me. I'm not alone. Lord, I am tired, but don't give up on me. I'm holding on, though my strength is weak. Oh, I need your grace to carry me through. When I can't walk, Lord, I lean on you. You are my hope, my peace, my peace. Lord, I am tired, please don't give up on me. You never gave up on Peter when he fell. You called his name and made him well. You ran to meet the prodigal child, brought him home, your mercy reconciled. I lift my hands, weary as I am. I know your mercy still covers me. I'm not forsaken, I'm not undone. Your grace has won, your grace has won. Lord, I am tired, but you're strong for me. You
help me see your love still reaches where I go. Your mercy finds me and heals my soul. Forever I'll trust, forever I'll believe. Lord, I am tired, but you'll never give up on me. Lord, I am tired, but don't give up on me. I'm holding on, though my strength is weak. I need your grace to carry me through. When I can't walk, Lord, I lean on you. You are my hope, my peace, my peace. Lord, I am tired, please don't give up on me. You'll never give up, you'll never give up, you'll never give up, Lord. Lord, I am tired, please don't give up on me. Begraaf julle so geleentheid van stil gebed gee met die Here self. Ons dierbare Vader, U weet van elkeen van ons se tye waar ons in stilte wag om te hoor, soms hoor ons niks, voel ons niks. Maar is oomblikke soos hierdie wat U iemand gebruik soos Petrus, iemand wat aan die einde van sy lewe na oorlewing onderste bo gekruisig is. Maar wat einduit ervaar het, beleef het, geglo het, dat U hom vashou. Here, leer vir ons om met so 'n egtheid in U te begin glo. As ons hierdie Kerstyd ingaan, dat dit as ware kan wees dat Jesus, U opnuut gebore mag word in ons harte, om U te ken, en soos Petrus self hier sê, U lief te hê, al sien ons U nie. Dankie dat ons die vooruitsig het om vir ewig by U te wees, maar dat ons reeds 'n onuitspreeklike blydskap het, omdat die om by U te wees nie net 'n eendag ding is nie. U is hier by ons. U is hier saam met ons en elkeen van ons wat hier uitstap. Here, U lê dit op my hart om dit vir elkeen te sê. U is met elkeen. Hulle moet dit weet. In Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawe ons uit liefde vir die Here te gee.
Sê, dit is vir ons baie lekker as die gesinne so ook wys dat hulle vir die Here liefhet. Ek wil juist net voor ek vergeet, die belydenisklaskinders moet weet dat hulle is nou volgende jaar terugkom na my toe, né? Wag vir hulle, om dan as hulle geloof in die Here openbaar wil maak, dan is dit so. En net voor ek vergeet, ook met die kerssangdiens, wil ons graag hê, die kinders moet vir ons help met die uitdeel van kersie. So die ouers, dit is nou nie brandende kersse nie, hoor, dit is hierdie, wat is dit, LED light kersies. So as daai kinders net, ek wil die ouers wat bereid is om hulle kinders op te offer vir ons, net vir my voor in die portaal kan sê, dat ek net volgende Sondag 'n reëling met hulle kan tref, vir die uitdeel daarvan. Kom ons bid net saam. Ons Vader, dankie vir wat ons het, dis genade, Here. Wat ons uiteindelik ook in hierdie wêreld vir U kan doen, is net genade. En Here, hierdie is maar net die simbool, die teken daarvan dat ons vir U liefhet en ons hele lewe aan U wy. Dankie daarvoor, vir die voorreg om te kan gee. Amen. Kom ons gaan afsluit met 'n lied wat nou ook spreek van die feit dat die Here ons redder is en by ons is en ons nooit in die steek laat nie. Kom ons staan en sing ons dit saam. Groot en machtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Hier U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. Swak onzeker, toch wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in die woord my opgedra. Laat my lief en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Hier U leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Weer die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly. Amen. 'n baie mooi dag vir julle.